Die Here kan van jou bietjie baie maak. Ek kan nie ingryping in my lewe mis nie. Ek glo maar dis so bietjie. Ek weet nie of dit genoeg is nie, Here. Jy is strategies deur God geplaas in jou huis en in jou familie en hier waar jy op hierdie oomblik is. Gaan staan op in die krag van die Here en verander die geskiedenis van jou familie. Ek is nie 'n wegkruiper nie, Here. Nee, U het my geroep om 'n koningsplek in te neem. Here Jesus, dankie vir die kosbare teenwoordigheid. Here Jesus, niemand is hier die uit verdienste vanmôre nie. Maar Here Jesus het ons almal kom aanraak en ons almal kom versterk. Here Jesus, onverdiend, Here Jesus het U gesê, kom laat ons die saak uitmaak. Here Jesus, al was ons sonde so skarlaken, U was ons wit so sneeu. Dankie vir die liefde. Here Jesus, dankie vir die nabyheid, Here. Ons het nie woorde om vir die dankie te sê nie, Here Jesus. Ons loof en eer die groot en heilige naam. Here Jesus, en ons sien uit na die woord, Here. Wat gaan uitgaan, Here Jesus, laat dit diep in ons harte sal vaslaan, Here Jesus. En ons eer die soet en groot en heilige naam. Amen. God maak van 'n bietjie baie. En ons lees in 1 Konings 17 vers 2 die volgende. Die woord van die Here het tot Elia gekom en gesê, gaan hier vandaan af ooswaarts en gaan versteek jou in die Kritspruit aan die kant die Jordaan. Jy kan water uit die spruit drink en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te sorg. Hy het gedoen soos die Here aan hom opgedra het en hy het daar in Kritspruit gaan bly aan die ander kant die Jordaan. Die kraai het vir hom soggens brood en vleis gebring en het vir hom saans brood en vleis gebring en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelik het die spruit opgedroog omdat die land nie reën gekry het nie. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan na Sarfat, toe by Sidon en gaan bly daar. Nou julle moet onthou, Sidon is 'n plek wat die hoofstad van die Baal-aanbidders was. Die Here stuur hom na Jerusalem toe waar baie priesters is en hy stuur hom na 'n heidense plek toe, in die middel waar Baals aanbid word. Die koningin Isabel het hom daar vervolg en wou hom doodmaak. Dit was haar plek gewees waar sy vandaan gekom het. En die Here stuur hom na Sarfat, toe by Sidon, die hoofsetel van Baal-aanbidding. En hy daar gaan bly. En dan gaan vers 9 verder en sê, ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. Of dit in 'n droom was, of in 'n gesig was, of dit 'n stem was, of dit 'n gewaarwording was. Ons weet nie hoe die Here met haar gepraat het nie. Maar sy het iets in haar gees voor die tyd ervaar van ek moet iets vir iemand doen wat die Here oor my pad gaan stuur. Hy gaan toe na Sarfat toe en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee. Julle kon die Here nie 'n ryk vrou gekies het nie. Weduwees in daai tyd was verskriklik min. En hy kies die armste op die vreemdste plek sy's besig om houtjies op te tel. Sy het uit al haar voorraad uitgehardloop. Hy vra toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Hoor jy die verkleinfout bekertjie? Daar's niks oorvloed hierson nie. En terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie, net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek gaan maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaar maak om te eet. Dan moet ons maar doodgaan. Sy is op die einde van al haar bronne. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie, gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers. Sê eers. Maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. Eers. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie. En die olie in die kan sal nie minder word nie. Totdat die Here laat reën dit op die land.
Sy gaan maak toe soos Elia die man van God gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin. Kan ons haleluja sê? Die meel en die kruik het nie opgeraak nie en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia die profeet beloof het. Die Here kan van jou bietjie baie maak. Is jy op 'n plek van bietjie in jou geestelike lewe vanmôre? Op 'n plek van min, op 'n plek van skaarsheid in jou gees, op 'n plek van onvoldoendheid, op 'n plek van ontoereikendheid. Het jy 'n bietjie krag vandag, kind van God? Het jy net 'n bietjie krag vandag? Het jy vandag net 'n bietjie geloof? Het jy net 'n bietjie moed vir die jaar wat voor lê, 'n bietjie hoop? Het jy net so 'n bietjie vreugde nog in daai ou kannetjie van jou, nog net so 'n bietjie handvol van dit wat jy het? Daar's nog net so in hierdie tyd van die jaar so 'n bietjie gebed in jou lewe, 'n bietjie. Jy skraap net so deur. Jy skraap net so deur, maar van oorvloed in die gees is daar dalk nie baie op hierdie oomblik in jou lewe nie. Dalk het aanbidding in jou lewe 'n bietjie geword. Jy wag vir Sondag om so 'n bietjie te kom sing. Laas Sondag sê iemand in die bidkamer, dit lyk baie keer of ouens so onder die water is die hele week en dan kom ou kerk toe op 'n Sondag net om te kom asem skep en dan gaan jy weer die week verder. Is jy daar vanmôre? Daar's goeie nuus as jy op hierdie plek is. God maak van 'n bietjie baie. Amen. Het jy 'n bietjie geloof? Daar was 'n man in die Bybel gewees en sy seun was beset gewees deur 'n stomme gees. En hierdie demoniese gees het hom laat val en hom seer gemaak en hom verniel. En dan kan die disippels nie die kind help nie. En dan kom Jesus in Markus 9 vers 24 en hy sê, glo jy? En die man sê, ek glo dat U my kan help, maar kom my ongeloof te help. Ek glo Here, maar dis 'n bietjie. Ek glo maar 'n bietjie, maar help my dat my geloof baie sal wees. My kind het U nodig. Here, ek kan hierdie wonderwerk mis nie. Ek kan nie ingripping in my lewe mis nie. Ek glo maar dis so bietjie. Ek weet nie of dit genoeg is nie, Here. Hy sê my help my dat my bietjie geloof baie sal word. Het jy vandag 'n bietjie liefde in jou huis, in jou hart? En daar's 'n geïrriteerdheid in 'n stompheid in jou gees en jy's baie keer hard met jou woorde en jy dink baie keer as jy in die aand gaan lê, hoe kan ek so hard met my geliefdes gewees het? En jy sê kras goed baie keer en jy's so moeg in jou binnekant en jy's so moeg gestoei met die lewe en in die liefde in jou hart het so min geword vir jou medemens. Jy's so ongeduldig met almal. Jy word maar net soos die ouens daar buite jaag en toet en wys. Weet, Here sien jou tekens vir almal. Het jy vandag 'n aanraking van God se liefde nodig? Romeine 5 vers 5. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Partykeer het ek net ontmoeting nodig met die lewende Christus, dat hy sy liefde in ons lewe kom baie maak. Julle 'n huis waar baie liefde is 'n hemelhuis. Hoor vandag, nie waar baie geld is nie. Waar baie liefde is. Waar baie liefde is die hemel. Liefde wat ons hier beleef is die voorportaal van die hemel. Het jy min krag? Jy kyk so na die jaar, die laaste stukkie wat voor lê en jy sê ek weet nie hoe gaan ek die jaar klaarmaak nie. Die berge is so styl, die uitdagings wat ek hoof moet bied. Jou kind sukkel dalk op skool. En jou man, jy het so gebid en hy dien nog steeds nie die Here nie. En jy het gehoop julle gaan deur hierdie krisis in julle familie gewerk het en is nog steeds daar. En al die goed is net daar by die werk. Jy het gehoop daar gaan meer vordering gewees het. Jy het 'n besigheid, jy het gehoop die syfers gaan beter wees en dit voel vir jou ek stoei, maar ek voel of ek alleen stoei en ek het nie krag om die lewe in die oë te kyk nie. En dis min. My krag is min. Jy staan moeilik op en jy kyk die lewe moeilik in die oë. Maar Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Halleluja. Hy gee vir ons baie krag. Het jy 'n bietjie vandag onvoldoende vir die jaar wat voorlê? Jy min van die salwing van die Heilige Gees, daardie salwing, daardie teenwoordigheid van die Gees wat jou vreugde gee, wat jou oorwinning in jou gees gee. Het jy min? Daar's goeie nuus. Jesus is die doper in die Heilige Gees en hy kan sy gees oor jou laat vaardig word en jy kan vernuwe word, jy kan verander die huis toe gaan vandag, 'n ander man en 'n ander vrou. Luister vanmôre, as die Gees van God oor jou vaardig raak, gaan jy 'n ander man en 'n ander vrou huis toe. Die Here verander jou. In Hebreërs 1 vers 9 lees ons van Jesus. Daar staan van hom: U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u tydgenote. Luister, daar's geen vreugde in ongeregtigheid nie. Baie keer as 'n mens so kragteloos, so moeg, so pap, so liefdeloos is, dan bied die duiwel vir jou baie oplossings aan wat jou kan sy jou battery gaan laai, maar dit put jou uit, dit maak jou dood, dit gooi jou in skuldgevoel, dit maak jou minder as wat jy veronderstel is om te wees. Daardie
daardie ding wat jy na toe hardloop om jou te troos en jou krag te gee, dit word eintlik 'n parasiet wat jou leegsuig van die lewe van God. Amen. Maar die Here is hier vanmôre om jou te salf met vreugdeolie, om jou kruik vol te maak. Daai min wat jy het, daai bietjie wat jy het. En wanneer ek draai na Jesus en sê hier is ek bely my hardheid van hart, my doofheid van oor, dat ek nie vinnig reageer op die Gees nie. Ek bely dit, Here, maar salf my net vandag. Raak my net aan. Ek kan nie huis toe gaan sonder hierdie aanraking van U in my lewe nie. Baie van ons sukkel met 'n klein gebedslewe. Here, help ons daarmee asseblief. Ons lewe is so besig. Maar weet jy, begin net waar jy is. Dalk staan jy al klaar. Ek hoor van mense wat 4:00, 3:30 in die oggend opstaan om betyds vir die werk te wees, om hulle besighede te doen. Daar's net nie tyd nie, die dae is lank, maar begin net waar jy is. Begin met 'n kwartier en sê, ek gaan op my knieë elke dag 'n kwartier op my knieë staan. Ek gaan die Here aanroep. Ek gaan hierdie bietjie wat ek het, soos hierdie weduwee, hierdie bietjie olie en bietjie meel na die profeet toe dit gebruik het om vir die profeet 'n broodjie te maak. Vat hierdie bietjie wat jy het en vat dit na die Here toe. Vat dit na die Here toe en hy sal dit meer maak en begin bid, want ek glo die Here wek bidders onder ons op wat daai gebede gaan die Wesrand in beweging bring. Daardie gebede gaan nie net hierdie gedeelte van die stad nie, maar gaan ons provinsie en die land en gaan dinge in beweging bring, omdat daar 'n gebedsgees in jou gaan groei, dat jy van bietjie gaan beweeg na baie toe. Maar begin net waar jy is, want een van die groot leuns wat die duiwel in my lewe gebruik het is, ag, jy het nou net 5 minute, jy het vanmôre gemis, dinge het verkeerd gegaan, jy het nou jou gebedstyd gemis, dit help nie, jy bid nou nie, luister, 5 minute op jou knieë, is 'n kragtige tyd. Val op jou knieë neer, steek jou hand in die lug, sê, Jesus, ek gee myself vir U, en ek bid vandag dat U deur my lewe werk, en dat U 'n verskil maak in my lewe, en jy sal sien, hoe die Here van 'n bietjie baie begin maak. Want 'n biddelose man en 'n biddelose vrou is 'n prooi vir die duiwel. En ons moet bid dat die Here ons op ons knieë kry, dat daar baie gebed in ons lewe is. Hy maak van 'n bietjie baie, haleluja. Baie keer dan slaag die lewe daarin om ons lied uit ons mond uit te steel en die aanbidding in ons mond droog op. My kar is nie meer 'n tempel nie. Julle, ek staan partykeer langs ouens, ek kan nou hoor ek hierdie ou lekker kerkie langs my. Kyk, daai alles blaas daar binne en dis Jesus, haleluja. En sy kar is 'n tempel vir die Here. Jy hoor dit sommer. Hy is besig met Jesus. Maar baie keer dan begin my aanbidding opdroog in my motor en by die huis en waar ek beweeg. Terwyl Psalm 71 vers 8 sê, my mond is vol van U lof. Die hele dag van U roem. Nie 'n bietjie nie baie, maar weet jy, begin waar jy is. Baie keer begin jy net waar jy is. Here, ek het hierdie rukkie. Here, ek gaan U loof. Ek gaan U prys in God se gees raak vaardig en jy begin deurbreek na 'n nuwe vlak van aanbidding en jy spandeer tyd in die Here en die duiwel se werke word vernietig. God se teenwoordigheid daal neer en jy styg op bo jou omstandighede. Ek hoor in hierdie week by ons selgroep hierdie voorbeeld van 'n vliegtyg wat hoog opstyg en dan kyk jy van daar bo af na onder toe en daai geboue wat so groot gelyk het 'n rukkie terug is net sulke klein gebouetjies. En dis wat aanbidding doen. Aanbidding vat jou hoog en jy kyk en jy sien alles in perspektief en sê, my God is groter. Kan ons die Here lof of in hierdie kerk gee vanmôre? Gee daai bietjie wat jy het vir die Here. Dis al wat hy nodig het. Hy maak van bietjies baie. Hy maak van 'n bietjie baie, maar moet dit nie van hom weerhou nie. Daai weduwee kon die fout gemaak het en dit vir haarself gehou het, vir haar kind gehou het, maar sy het dit nie vir haarself gehou nie. Sy het gedoen wat die Here sê en sy het 'n broodjie gaan maak en dit het meer geword vir haar gesin en vir die profeet. Dit raak nie op nie. 1 Konings 17 vers 16 sê, dit het nie opgeraak nie, dit het nie minder geword nie, dit het nie uitgeloop nie. Ek is 'n kandidaat vandag vir God se meer. Halleluja. Hierdie jaar het ons gehardloop, hoor. Hierdie jaar het gevat aan ons. Daar het klomp goed met ons gebeur. Maar vanmôre is ons kandidaat en sê, Here, maak dit wat in my hart is wat U wil hê, moet meer wees. Maak dit meer. Waar het jy die Here nodig in jou gees vanmôre dat hy dit vir jou meer kan maak? Dis die eerste punt. Die tweede punt, moenie dink jy wat hierso sit vanmôre is te min, te bietjie, te klein, te onbelangrik dat God jou nie ook grootliks kan gebruik nie. Die Here gebruik hierdie bietjie meel en bietjie olie om 'n wonderwerk te bewerk van sorg. Hy maak van 'n bietjie baie. En al is ek en jy gewone mense, mense wat eintlik bietjie is, wat swak is so,
God kan ons grootlik gebruik en ek moet myself net in die hande van die Here plaas en die Here kan dit meer maak. Kyk vir Moses, hy het swak gepraat, maar die Here gebruik hom om 'n volk uit te lei. Vra maar vir Gideon, hy's bang, hy kruip weg en hy sê, hoe gaan ek dit regkry om my volk te verlos van die Midianiete? En hy sê die volgende, toe die engel met hom praat, hy sê, ekskuus meneer, dan Rigter 6 vers 15, waarmee gaan ek die Israeliete red? Die familie waarna ek behoort is die armste in die hele Manasse en van my pa se kinders is ek van die minste aansien. Hy sê ek is die swakste van almal en ek kies my Here en God doen 'n magtige daad deur hierdie man se lewe. Luister. Jy is strategies deur God geplaas in jou huis en in jou familie en hier waar jy op hierdie oomblik is. Jy is hier geplaas en jy wonder baie keer wat is ek hiervoor op hierdie plek? Jy is God se Gideon in daai situasie. Moenie dink jy kan nie 'n verskil maak nie. Maak 'n verskil. Gee jouself in die hande van die Here. Die Here kan van 'n bietjie meel en olie wonderwerke doen. Gee jouself net in sy hande en kyk hoe jy 'n hele familiegeskiedenis verander. Dalk is dit wat jy geërf het nie baie goed nie. Pa het nie die Here gedien nie, oupa het nie die Here gedien nie. Almal het gedrink en verkeerde goed gedoen en kon nie niks bymekaar hou nie en kon nie bronne en finansies bymekaar maak nie. En dit lyk of jy net swak erf of jy net 'n swak nalatenskap gekry het. Maar luister, jy is die Gideon. Jy is die Gideon in jou familie wat die verskil gaan bewerk. Jy is die Gideon. Gaan staan op in die krag van die Here en verander die geskiedenis van jou familie. Verander die nalatenskap. Verander dit wat na jou kom. En dat mense sien, maar hierdie man, hierdie vrou, het hulle self oorgegee. Hulle was 'n bietjie meel en 'n bietjie olie gewees, maar het hulle gegee in die hande van God. En deur hulle is 'n hele gesin, is 'n hele familie se geskiedenis verander. Gee jouself. Vra maar vir Paulus. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 9, hy sê ek is immers die geringste van die apostels en ek is nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek hierdie uitvaagsel het hy gesê, het ek het die kerk vervolg. Ek het Jesus se mense in die tronk gegooi. Ek het gestaan en kyk hoe hulle doodgemaak word. Hy sê ek kan nie glo dat die Here my kan gebruik nie met my geskiedenis nie, met my history. Luister, jy het 'n geskiedenis. Ja, jy het. Jy kan dit nie verander nie. Paulus het ook een gehad en hy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf en God kan jou grootliks gebruik as jy jou saak met Jesus in orde kry. In Efesiërs 3 vers 8 staan, hy sê, ek is nie net die geringste van die apostels nie. Hoor wat sê die man? Hy sê, ek is die geringste van al die gelowiges. Hy sê, ek is die swakste van al die gelowiges. Hy sê, ek is die mees patetiese enetjie van almal. Ek is jou swak enetjie. Hy sê, maar hy het aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidene nasies die evangelie van die onpylbare rykdom van Christus te verkondig. Al is jy gering vandag, gee jouself in die hande van die Here. Al voel jy net jy's 'n hand vol meel en 'n bietjie olie in die erdikannetjie, gee jouself in die hand van Christus. En hy maak so baie van jou. Hy lig jou op. Hy seën jou. Hy verander jou. Dis die Jesus wat ons, jy bly nooit dieselfde nie, jy bly nooit op dieselfde plek as jy na Jesus toe kom nie. Alles verander. Alles verander as jy na Jesus toe kom. Alles verander. Gee jouself net soos jy is, nederig en klein in die hande van die Here. Sê ja Here, U moet meer word en ek moet minder word. Maar gee myself vir U. Raak mense deur my. Dat ek seën van God na mense toe sal bring, dat my lewe mense op wendpaaie sal sit. Dat my lewe mense sal help om die beter plan van God in hulle lewe te ontdek in Jesus Christus. Jy weet, as jy sonder Jesus lewe en jy het hom nog nie aangeneem nie, leef jy die kleinste lewe moontlik. Maar dis wanneer jy jouself oorgee en sê ek bely my sonde, ek neem nie aan as my verlosser en ek gaan nie dien, betree jy 'n pad van verheffing. Betree jy 'n pad waar God jou meer maak. God maak van alles ietsie meer. Dis sy geaardheid. Hy maak jou meer, kan jy halleluja sê. God maak jou nooit minder nie. God maak jou meer. En dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons dien. Ek het oor die jare dit te veel gesien as 'n pastoor. Hoe mense wat God dien verhef word. Ek het voor my oë gesien hoe mense klein word, verneder word deur die duiwel as hulle die pad van Christus verlaat. Ja, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Mense wat in self trots en onberouvolheid net voort hardloop op 'n pad en jy sien voor jou oë hoe hulle kleiner word, hoe hulle krimp. Maar dis wanneer ons na Jesus toe kom dat hy ons verhef en meer maak.
Kan ons halleluja vandag sê vir Jesus? Halleluja. Jy weet, die fout wat ons baie keer maak in die kerk. Moenie die mense en die medegelowiges wat jou pad kruis onderskat nie. Vandag lyk hulle soos 'n bietjie meel en 'n bietjie olie. Hulle lyk nie te Christelik nie, hulle lyk te min so en te so. En jy dink, ag nee, wat hierdie persoon is te min en hy's te bietjie. Maar weet julle, ons gaan nog verbaas staan in hierdie kerk wat die Here met mense se lewens gaan doen, wat deur daai kerk deur stap. Hy gaan gesinne en mense verhef. Hy gaan optel, hy gaan hulle hele destiny verander. Want dis wie ons is, dis wat Jesus hierso doen. Ons gaan kinders hierso sien in ons kerk wat die guns van God gaan beleef in ryke mates. Manne gaan in hierdie kerk opstaan wat ver buite die grense van ons gemeente mense, manne vir God gaan beïnvloed. Vroue gaan in hierdie kerk opstaan wat soveel vroue na Jesus se kruis toe gaan bring is. Dis wat hierdie kerk gaan wees. Luister, hier's 'n beweging wat besig is om uit hierdie kerk te gaan, om die Wesrand te verander. Ons is nie net 'n hoopie wat op 'n Sondag bymekaar kom nie. Ons is die kragtige instrumente van God wat hy baie gemaak het. Ons vat die bietjie meel en die bietjie olie, ons sit dit in Jesus se hande wie ons is en God gebruik dit ryklik. Hy voed mense met Jesus, die brood van die lewe. Kan ons haleluja sê? Prys die Here. O, haleluja. Iets wat ek al baie gedoen het in my eie lewe en ek praat hier met myself is, moenie jouself beperk in jou gedagtes en jou woorde nie. Moenie jouself beperk in jou gedagtes en jou woorde nie. Moenie dink God kan ook iets wonderlik met jou doen nie. Julle weet, onthou julle in Numeri 13 vers 33, die Israel volk staan op die land, op die grens van die beloofde land en hulle is op pad om in te gaan en daar kom 10 verspieders wat slegte boodskappe het en hulle sê, ons het daar reuse gesien, een Akite stam van hulle af, ons was so springkane in ons eie oë, so was ons ook in hulle oë, springkaan, maar klein. Natuurlik is ek klein sonder God, maar hulle het nie verstaan nie, die God van die heelal is by hulle. Die God van die heelal is by hulle en hy kan nie onmoontlike vir hulle doen en hulle het 'n springkaan gesindheid. Luister, ek weet ek is nederig en klein en jy weet dit ook, maar met God aan ons kant gaan geen reus ons intimideer nie. Kan ons haleluja sê? Ons gaan nie met 'n springkaan gesindheid die lewe in nie. Die Here is aan ons kant. Ja, ek is swak en vol onvermoë, maar wanneer die God se Gees in my lewe werk, kan ons so baie dinge vermag. In jou eie oë, jy kan wegkruip. Onthou jy koning Saul, hy moes die dag as koning aangewys word, die eerste koning van Israel. Dan lees ons in 1 Samuel 10 vers 21, en toe hulle hom soek, was hy weg. En hulle het die Here gevra, moet hy nog kom? En die Here het geantwoord, nee, hy is al hier. Sê vers 22, hy kruip net weg tussen die bondels goed. Hy kruip net weg. En hulle het gehardloop en hom daarvandaan gebring en hom tussen die volk laat staan. En hoor hoe lyk hy? Hy was 'n kop langer as enige van sy volksgenote. 'n Reusagtige man. Sterk man. Maar hy kruip weg. Want in sy eie oë is hy nie goed genoeg nie. En ek en jy moet agter die bondels goed begin uitkruip. En ons moet onsself vir die Here gee. En sê, Here, ek gaan nie wegkruip agter my verlede nie. Ek gaan nie wegkruip agter my verskonings nie. Ek gaan nie wegkruip en sê ek is nie goed genoeg nie. Ek gaan nie wegkruip en moet iemand anders ter gebruik nie. Here, hier is ek. In my familie en my gesin, ek is die een wat die verskil gaan maak. Here, in hierdie kerk, ek gaan die lig en die hoop en die gesindheid van Christus in hierdie gemeente uitdra. Ek is nie 'n wegkruiper nie, Here. Nee, U het my geroep om 'n koningsplek in te neem. Kan ons haleluja sê? Ons kan nie wegkruip nie. En ek en jy moet begin anders dink oor ons bydra wat ons maak. Soms dink ek, ag, ek het net 5 brode en 2 visse. Nee, ek bring dit net vir Jesus. Hy maak dit meer. Hy voed die 5000 mans en die vroue en nog die kinders wat daar moet bykom. Gee jouself vir die Here. Onthou julle die jong meisie in 2 Konings 5, sy was weggevoer na 'n vreemde land toe en sy het gewerk vir 'n generaal met die naam van Naaman en sy was in die land Aram gewees, van die Arameërs gewees. En sy het vir daardie man gesê toe hy melaats word, daar in Israel is 'n profeet, gaan na hom toe, hy sal jou help. Hy sal jou help om gesond te word. Die Bybel sê sy was 'n klein dogtertjie. Luister. Ons moet bid dat ons kinders groot impak in die Wesrand het. Halleluja. Jy moet in die oggend jou kind vat en jou hand op jou kind neerlê en sê, my kind gaan maak 'n verskil daar by die skool. Gaan maak 'n verskil daar waar jy is. Jesus gaan jou daar gebruik. Ja, jou kind lyk dalk vir jou soos 'n bietjie meel en 'n bietjie olie en kan nie 'n groot verskil maak nie. Kinders is kragtige sendelinge.
Kinders is kragtige sendelinge, tieners is kragtige sendelinge. En ons moet vertrou dat die Gees van die Here deur hulle aan die woord kom, soos hy deur hierdie klein dogtertjie aan die woord gekom het. Gee jou bietjie. Jou poging lyk nie dalk nie na baie nie, maar God kan so baie daarmee doen. Kan ons prys die Here in hierdie kerk. Julle weet, iets wat in hierdie storie, en ek wil begin afsluit, so duidelik na vore kom, is dat God beweeg waar daar aksie geneem word, geloofsaksie. Baie mense dink soos volg. Eers as ek baie surplus geld het, ek het miljoene in die bank, en daai ander 20 miljoen pla my nie, dit sal ek vir die Here gee. En dan dink jy die surplus wat ek het, gaan ek vir die Here gee. Eers as die Here my seën en ek het oorvloed, dan gaan ek vir God my finansies bring. Die Bybel leer ons, jy neem eers 'n aksie met jou finansies, met jou aardse middele. Dan beweeg God, dan kom die wonderwerk. Dis nie eers die wonderwerk en dan beweeg jy nie. Dis eers die gehoorsame aksie aan Jesus. Dan kom die wonderwerkende krag van God in die situasie in. En hierdie vroutjie wat alles wat sy het geweet as sy dit gee, gaan sy aan haar kant niks kos hê nie. Nie 'n bietjie nie, niks kos hê nie. Die profeet gaan eet, maar sy gaan niks hê nie. Daar was niks surplus gewees nie. Maar toe sy dit in die hand van God sit, daardie meel en olie, die broodjie bak, toe kom die wonderwerk. Toe kom die wonderwerk. En iets van ons wat hierso wat die wonderwerk moet neem om te sê, ek gaan eers te vergewe. Ek gaan eers te vergewe. Ek gaan eers te jammer sê. Ek gaan eers hierdie verhouding regmaak. En in jou finansies, hoor die woord van die Here vanmôre. Van julle wat hierso sit, moet 'n aksie neem. Jy sê, ja, ek het baie min. Jare terug het professor Jan Hatting 'n artikel geskryf. Ek was 'n jong pastoortjie. En hy het gesê, pastore onthou altyd, die grootste onreg wat jy 'n arm mens kan aandoen is om hulle te sê, hulle hoef nie 10de te gee nie. Hy sê, julle sny hulle af van die bonatuurlike werking van God. Hoe kan jy dit sê? En ons vra nie geld nie. Luister, niks. Vandag preek ek vir jou welsyn. Hierdie gemeente is geseënd. Baie dankie Jesus, hierdie gemeente is geseënd. Wat gaan oor jou wat in hierdie bank is? Dit hoor vanmôre die herder se hart. Wat sê, dit moet goed gaan met jou. En dan het jy 'n bietjie meel. Dan sê hierdie is die Here se. En sien die hand van God in jou lewe. Hy sê, ek beloof, ek sal die vensters van die hemel oor jou lewe oopmaak. Hy beloof dit in Maleagi 3 vers 10. Moenie wag vir surplusse nie. Wanneer die Gees van God jou beweeg, gee vir ander mense in jou lewe. Uit jou tekort partykeer gee jy, want dit raak die Here se hart. Ons saai, sê Galasiërs 6 vers 7 tot 9. Ons saai goeie saad en ons verwag 'n oes. Luister. Baie keer is ek moeg, jy's moeg, ons is geïrriteerd, die lewe het van ons gevat. Ek het 'n bietjie olie, ek het 'n bietjie meel. En in my huwelik kom daar 'n bietjie van 'n misverstand. Julle weet ons wat gebeur is mens moeg en geïrriteerd is, né? Jy sê nie die Here seën jou nie, né? Okay. Skielik is daar harde woorde wat val, maar ek wil jou vra vandag, die bietjie wat jy, daai bietjie geduld, daai bietjie liefde, daai bietjie olie, daai bietjie meel. Jy is dalk so teleurgesteld weg van die werk af, maar vat daai bietjie wat jy het en sê, as ek by die huis kom, gaan ek hierdie olie en meel vat en ek gaan 'n broodjie bak. Ek gaan 'n broodjie bak. 'n Geestelike broodjie. En ek gaan dit vir my vrou gee. En ek gaan vir sê, skat, ek's moeg en ek is tam, maar ek gee hierdie bietjie wat ek het, gee ek vir die Heilige Gees. En ek vat die bietjie meel en die bietjie olie en ek bak 'n broodjie. En ons deel hierdie vrede, ons deel hierdie liefde. En ons as kerk moet nooit ophou om hierdie kosbare brood vir mekaar te gee nie, die brood van die lewe Jesus Christus nie. Partykeer het ek so min, maar dan sê ek, al het ek 'n bietjie, ek gaan dit deel. Nie net my aardse goed nie, maar ook my geestelike skatte gaan ek deel. Deel daai broodjie, gaan bak dit. En jy sal sien hoe die Here dit meer maak. Ouers by jou huis, ek sien dit te veel om dit nie te glo nie. Ouers lees nie meer Bybel saam met hulle kinders nie, omdat hulle so gejaagd is. Alles is gejaagd. Luister. Vat daai bietjie meel wat jy het en die bietjie olie wat jy het en maak 'n broodjie vir jou kind. Gaan vertel hulle van Jesus en wat hy vir jou beteken. Gaan lees vir hulle uit die Bybel. Gaan vertel hulle wat Jesus vir jou beteken. Ja,
Soms as jy in jou koskas kyk, as jy nog net 2 blikkies van hierdie oor. Maar ek weet die persoon die langs my kry swaar, gaan vat daai blikkie. Gaan deel dit. Gaan deel dit wat God jou gee, al is dit min. Want wanneer ek daai aksie neem, dan begin God beweeg. En luister vanmôre, die woord van die Here. Jy beplan nie vir 'n beter toekoms nie, jy gee vir 'n beter toekoms. Jy gee vir 'n beter toekoms. Jy gee liefde, jy gee vergifnis, jy gee bronne, jy gee jou tyd, jy gee jou ervaring, jy gee jou belangstelling. Jy gee jouself in 'n beter toekoms in. God kan met 'n bietjie baie maak. Kan ons haleluja sê vanmôre. Ons gee die Here lof op in hierdie kerk. Haleluja.